waar die ou se besigheid gaan. Maar oor die jare, ek bedoel as 30 jaar gelede het AgriSA, toe die Suid-Afrikaanse Landbouunie, het toch baie meer traksie gehad by besluitnemers. En baie kere dink ek dat, jy weet, as ek so met my broer op die plaas sit, dan dink ek altyd dat omdat hy op sy plaas sit, en dit is sy werklikheid, en soos jy sê, daai pad wat nie reg is nie, hy kan nie sy oes by die silo's kry byvoorbeeld, daai is sy kwessie en dit is vir hom belangrik, maar as AgriSA daai boodskap moet oordra aan die besluitnemers, soos jy sê, dan is dis hele job om die dringendheid te probeer oordra, maar raak het hoe? Dit raak toch al moeiliker. 30 jaar gelede het jy met 'n ou gepraat wat 'n politicus was wat boerdery verstaan het. Nou praat jy met 'n ou wat dit nie verstaan. So dit is moeiliker om daai boodskap oor te dra, nie? Die dringendheid van landbou of vind jy dat die politici verstaan dit al meer of as ek nie die landskap verstaan waarin ons moet opereer nie, dan is dit wat jy sê geweldig waar. Maar ek sit met 'n totale ander landskap vandag vir organiseerde landbou en vir die boerderygemeenskap wat ek het. Toe ek baie sterk gereguleerd was dit wat jy sê waar. Nou as ek nog daai denkwyse het, dan het ek vandag eintlik kragteloos geword, want al het ek 'n groot inspraak, daar is nie meer 'n regulering nie. So vandag se optrede gaan anders te wees. En ek gaan vir jou sê, dis miskien nou beter dat ons nie meer daai groot inspraak het nie, want daar's baie selfregulering wat uit hierdie konsep uitgeskiet. Nou moet jy dan nog steeds 'n baie sterk kapasiteit hê aan die ander kant. Die antwoord is eintlik nee. So die manier hoe ons toetree gaan vir ons 'n uitkoms gee. En daai toetrede, daai manier waarmee ons dink, is baie anders as wat ons gehad het toe my pa byvoorbeeld 'n boer was. Want sy regering het anders te gelyk. Die samestelling van die politieke omgewing het anders te gelyk. En vandag is dit completely anders as wat my pa byvoorbeeld gehad het. So ons benadering moet anders te wees. So miskien nog 'n konsep wat ons net een konsep om die twee te verduidelik. My pa was 'n prysnemer. So my pa, Kraai van die Kerk het vir my pa gesê die prys van mielies is. Kraai het saam met die see het ons altyd saam met hom vakansie gaan. Dan onthou ek as 'n kind hoe hulle nou redeneer oor die prys van mielies. En as my pa nou sê hy dink hulle het nou deurbraak wat ou Kraai het nou gehoor. Ag hier in môre staan nou Kraai op en sê die prys van mielies is, dan is dit nie wat oupa hulle besluit het. Vandag wil jy dit nie so hê en dit is nie meer so nie. Maar vir my pa was die regering in Kraai van die Kerk 'n groot enabler. Vandag is die grootste enablement wat ons uit die boer self. Sodra die boer in homself leierskap opneem en 'n briljante boer is, het ek 'n geweldige vordering in landbou gemaak. So dis bietjie van 'n klemskuif. En dit is vir ons as AgriSA 'n groot uitdaging om hierdie klemskuif te kan verstaan. So my minister John Steenhuisen het verseker 'n geweldige impak op wat in Suid-Afrika se landbou gebeur. Maar ek is van mening dat die boer vandag 'n groter impak kan hê as die minister John Steenhuisen. Want sodra ons onsself uitleef in hierdie passie en ek hierdie leierskapsrol opneem as 'n boer, dan begin ek ekonomiese welvaart skep in die platteland. Ons is besig om werksgeleenthede vir mense te skep. Ons is besig om by te dra tot die infrastruktuur van hierdie land. So sodra dit die boer die piek kan maak om te sê, maar ek het die regering nodig en hulle speel 'n geweldige belangrike rol, maar ek as 'n boer het net so groot rol om te speel en daai invloed is net so groot soos wat my pa gehad het met Kraai van die Kerk. Nou begin ons omgewing verstaan. As jy sien wat gebeur het met geweldige staatsbeheer en inmenging en tot waar ons vandag is, wat jy 'n vrye mark het, wat jy eintlik 'n baie sterk beweging gehad het tussen besigheid en byvoorbeeld die regering, dan sien jy dat ek het 'n geweldige skuif gehad. In hierdie skuif het die regering se rol verander, maar my rol as boer het geweldig verander tot besluitneming. Ek praat gister met Tabo. Ons sit gister in 'n gesprek met Tabo. Ek praat met hom oor die skooltjie wat hy begin het. Dis eintlik 'n regering se werk, maar die impak wat hy het
met dit wat hy gedoen het waar hy begin het, is groter as wat John Kombuiter in sy omgewing. Ja. En dit het 'n geweldige impak gehad. So, verstaan die klemverskeidenheid en hoe ons eintlik 'n mindshift moet hê van die rollespel van landbou. Om net terug te kom na die 3% toe. Chris, as jy vir my in bankwese gesê het 3%, dan het ek vir jou gesê, wat wil jy maak met 3%? 3% is weglaatbaar. Maar as ek met jou strategies begin praat, oor wat die impak van 3% is, dan gaan jy vir my sê, kan jy asseblief na die tafel toe kom sit en praat. En ek dink ons as landbouers verstaan nie altyd die impak wat dit het nie. En ons sien onsself nie as 'n rolspeler binne in hierdie milieu waarin ons is nie. En tot 'n mate bring dit 'n, ek wil amper sê ekonomiese minderwaardigheid tot die tafel toe. En as ons nie dit gaan breek nie met arrogansie nie om te kom om te sê landbou nodig nie. Ek staan nie op en sê as jy praat van 3%, praat jy van 3% ekonomiese bydrae. Ja. Onthou dit is hoe ons amper Suid-Afrika met. So as ek nou om die tafel moet sit met mynbou, dan sit hierdie boeketiel daar as 3%. En mynbou sit daar met sy bydrae. Ek was nou saam met Eddie gewees in Amerika. En as jy met besigheid daarso sit, dan sit hulle met 'n vol bors daar. En die tipies sit daar met 3%. Maar sit ons hier op 14% nie. Het verder die vir ons gesê dit is 14-15% nie. Maar dit, verstaan jy, ons is al klaar besig om te vorder. Ja. So wat verder se konsep is om te sê, maar ons het 'n baie groter bydrae aan die waarlikheid aan. En die bydrae tot Suid-Afrika is nie net die primêre boer se 3% nie. Maar verstaan jy, daar begin ons al klaar anders te dink, want nou begin ek al van 'n primêre boer konsep af beweeg. Om te sê, maar ek het 'n impak reg by die waarlikheid aan. So jy's nie insignificant